Vriende, wat 'n wonderlike voorreg om weer vanmôre saam met u te kan wees en ons vertrou die Here dat hy vir ons ryklik sal seën rondom sy woord. Ons dank hom dat hy in beheer is van elke nasie, taal, volk en stam. Hy stel konings aan, hy stel konings af en ag, met al hierdie onrus wat woed om ons, al die onsekerheid, die vergryp aan mag van alle kante, ja, die anargie wat heers, is daar vanmôre net een kosbare gedagte wat na vore kom in my hart en dit is die woorde van Halleluja, die 313. En daar staan: gedurig dors my siel na u, o Heer. Kom met u liefdestem en troos my teer. Die tweede vers sê: elk uur, elk oomblik, Heer, wees u naby. Versoeking het geen krag met u by my. En dit is my so pragtig, vriende, wanneer ons die koorgedeelte lees. En daar staan: my siel, Heer, het u nodig. Na u verlang my hart. O seën my heiland en troos in smart. Dat my so dink aan koning Dawid daar in die Psalms. Hy het ook onrus beleef, daar was ook oorlog gewees, daar was vyande wat die volk Israel bedreig het. En wat sê Dawid? Hy sê: my siel dors na die Here. U sien, dit is die Here wat vir ons vrede, dis die Here wat vir ons rustigheid gee te midde van die stryd wat woed. En ag, daar is nie net stryd in ons land nie, in ons eie lewens stry ons teen die sonde, die wêreld en die vlees en die duiwel en al die dinge wat om ons aangaan. In ons families het ons stryd. Ag vriende, in ons vriendekringe, in ons buurt, oralste in hierdie land wat godloos geraak het ons stryd. Daarom wil ek u aanmoedig om werklik in die môre wanneer u stil word voor die Here te sê: Here, my siel dors na u, want u is die enigste een wat ware vrede, wat ware geluk, wat ware blydskap en kalmte in my hart kan bring. Waarom? Die Here is die onveranderlike bron van waarheid. Ag, as ons maar net dink aan 'n groot reservoir wat water gee aan duisende huise, dan kan ons dit met baie respek vergelyk met God. Hy is 'n reservoir wat nooit leeg raak nie. En hy deel altyd sy seëninge aan sy kinders mee. Hy stuur ons soms deur beproewing, maar saam met die beproewing is daar altyd die uitkoms en die feit en die wete dat hy by ons is. En dis waaroor ons reeksie gaan. Dat ons klaar sal kry met onsself. Dat ons klaar sal kry met ons idee van die lewe. Dat ons sal sê: Here, ek is hier op aarde met die doel om te sterwe aan myself, sodat u in my lewe dan gestalte kan kry. Jy onthou die vers waarmee ons begin het, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Kolossense 3 vers 1 tot 11. En ek het vir u gesê, vriende, ons gaan hierdie hele gedeelte hanteer in die volgende paar weke, om vir u te sê, wat beteken dit? Dat ons gesterwe het, verlede tyd, die dag toe ons gered word, het ons gesterwe aan onsself, ons eie begeertes, ons eie behoeftes, sodat ons nou Christus as die enigste, die ware, die heilige in ons lewens kan eer, deurdat hy gestalte in ons kry. Sê die boek Hooglied dit nie vir ons so mooi, dat Christus die liefling van ons siele is nie. So ons gaan vanmôre aangaan met die reeks. Ons het nou al reeds gekyk na Kolossense 3 vers 1, wat die Bybel vir ons sê, ons moet die dinge soek wat daarbo is. Kolossense 3 vers 2, ons moet die dinge bedink wat daarbo is. Vers 3, ons het gesterwe en ons lewe is nou saam met Christus verborge in God. Ons het gekyk bietjie na die gedagte: maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery. Dis waarby ons gestop het. Ons gaan vanmôre kyk na die gedagte: maak dood dan ook onreinheid. Nou vriende, ek het vir u gesê, hierdie maak dood beteken nie dat ons liggaamlik aan onsself skade moet doen nie, maar dat ons met sonde sal deel, so sonde met ons sal deel. Wat bedoel ek daarby? Sonde se doel is om jou en my te vernietig. Die duiwel is 'n mensemoordenaar volgens Johannes 8:44 en deur sonde poog hy om mense te vernietig. Gaan kyk maar, vriende, na huise, na jong mense, na gesinne. Ons kyk na 'n samelewing, ons kyk na ons tronke wat oorvol is. Waarom? Want sonde se einddoel is vernietiging. Selfmoord is aan die orde van die dag. Waarom? Want mense kan nie meer met die sonde, skuld en las lewe nie. Daarom moet kinders van die Here anders wees. Ons het gesterwe, die dag toe ons gered geword het, toe sterwe ons aan onsself en ons sê: Here, nou vra ons dat u seën gestalte in ons sal kry, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, soos ons vanuit die woord u beter leer ken. So kom ons kyk vanmôre na die gedagte waar die Here sê: maak dood onreinheid. Met ander woorde, geestelik moet ons deel met hierdie saak. Ons moet standpunt inneem teen onreinheid in ons lewe. Ons moet sê: Here, ons is klaar met onreinheid, ons wil nou voortaan vir u lewe. Daarom sê Kolossense 3 vers 5, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik onreinheid. Nou die woordjie onreinheid in die Engels is die gedagte van impurity of filthiness.
Nou ons weet as ons 'n glas water het en daar dryf sekere goed in daardie glas, dan wil ons dit nie drink nie. Dit is vir ons iets afskuweliks. Ons sal nie ons verontreinig met 'n glas water waarin allerhande onreinhede en onsuiverhede in is nie. Dit kan nou wees wat ook al u in u gedagte nou het. So ons wil graag skoon water drink, want dit is goed vir ons liggame. So ook sê die Bybel, kry klaar met die onreinheid in jou lewe, want dit is nie goed vir jou siel, as jy met onreinheid in jou lewe sit, en dit huisves nie. Nou vriende, hierdie gedagte onreinheid dra die gedagte van onrein motiewe, wat in my lewe kan wees, met ander woorde, ek doen dinge met 'n vooropgestelde idee, dit is onrein gedagtes, ek bedink dinge wat God nie verheerlik nie, daar is denke wat ek in my hart koester, wat as dit oorgaan in dade, God nie sal verheerlik nie, en daarom is dit belangrik, vriende, dat ons van binne na buite 'n verandering in ons lewens moet smaak. Nou baie mense die redenasie en hulle sê maar, as ek in my gedagtes sekere goed bedink, dan doen ek ons niemand skade aan nie. Daar is ons niemand wat benadeel word met 'n gedagte wat ek dink wat onrein is nie. Dan wil ek vir u sê dat dit 'n baie verkeerde redenasie is. Want daar is 'n God in die hemel wat alles weet. Hy sê hy ken ons gedagtes van ver. En die Bybel leer vir ons baie duidelik, vriende, soos ons in ons hart bedink, so is ons. Wat jy vanmôre in jou gedagtes bedink en hoe jy in jou gedagtes dan ook omgaan met sekere mense en met sekere omstandighede en sekere uitdagings wat na jou kant toe kom, is eintlik wie jy is. Daarom moet ons die onreinheid van binnekant af skoon kry sodat ons buitekant voor God rein kan lewe. U sien, sonde in die gedagtes rebellie teenoor 'n heilige, sondelose God. En hierdie denke gaan 99% van die tyd oor in dade. Iemand dink nie aan oneerlikheid en probeer nie later om op 'n oneerlike manier goed vir homself te verkry nie. Iemand dink nie seksuele onrein gedagtes en soek nie later 'n geleentheid om dan aan hierdie fantasieë van hom dan uiting te gee nie. Ons dink aan allerhande sondes en die Bybel waarsku ons. Die Here sê in Matteus 5:27 en 28, julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Jy sien, die standaard van die Here is hoog. Daarom moet ons rein gedagtes bedink. Baie belangrik. Die Here sê in Matteus 15, daar vers 18 tot 20, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. Soos ons dink, so praat ons. Soos ons dink, so doen ons. En die Bybel sê, en dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom slegte gedagtes. Moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. En daarom, vriende, is dit belangrik dat ons sal sien dat ons onreinheid met alle mag en mening moet beveg. As daar 'n gedagte na my kant toe kom, moet ek met mag en mening teen dit opstaan, want die skrif is baie duidelik daaroor dat ons geen onreine gedagtes moet bedink nie. Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Gaan kyk maar, gaan praat maar met mense wat in die tronk sit, mense wat in inrigting sit, gaan praat maar met mense wat stoei met sonde. Dit het altyd by 'n gedagte begin. Die gedagte het oorgegaan in 'n daad en die daad het uitgeloop dan op die resultaat of die gevolg waarmee mense dan worstel. Dikwels in my beradingssessies, dan kom ek by hierdie gedagte uit, dat mense begin fantaseer oor sekere dinge en dit loop later uit op die uitvoer van die daad. Daarom kom die Here en hy gee vir ons hierdie kosbare aanbeveling en eintlik opdrag in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Die Here sê, alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Met ander woorde, ek lewe elke dag in ons liggame. Ons wandel in die vlees, dis wat men bedoel. Ek staan op, ek was my gesig, ek trek aan en ek gaan die dag tegemoet. Nou sê hy, maar ons stryd is geestelik. Wat bedoel die Bybel daarby? Jy sien, dis die duiwel en sy magte en die vlees en die wêreld wat van binne af op hierdie geestelike hart van my toesak om my te oorrompel dat ek nie die pad met die Here moet stap en so dat hy gestalte in my kry nie. Daarom sê die Bybel, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is.
Wat wil die Bybel vir ons sê? Ons moet ons gedagtes gevangene neem. Vriende, die gedagte van 'n gevangene is, hy kan nie maak wat hy wil nie. Hy kan nie vry rondloop nie. Hy is beperk tot 'n sel. Daar is sekere reëls en regulasies wat binne die gevangenis nagekom moet word. Daar is nie vryheid vir 'n gevangene nie. En dis presies wat die Here vir ons wil sê. Ek kan nie my gedagtes vrye teels gee nie. Ek kan nie my gedagtes maar net vrye teels gee om te bedink wat ek wil en dink God is daarmee tevrede nie. Die gedagte is, dit begin by ons hart en dit loop uit op ons dade. En as ek rein gedagtes bedink, sal ek rein woorde en rein optredes na vore bring, net soos die Here Jesus vir my die voorbeeld nagelaat het. My gebed is dat u vanmôre ook sal sien, dat as ons kruis wil opneem, dan het ons nodig om ons gedagtes suiwer te hou van onrein gedagtes. Ons gedagtes te suiwer van al die gedagtes wat teen God se woord en God se wet is. En dat ons sal sê, Here, hier is ek wil my kruis opneem, ek wil sterwe aan myself, ek wil hê u moet gestalte in my kry. Want die Here Jesus self sê vir ons, dat hy die een is, wat vir ons die voorbeeld nagelaat het. Baie seën vir u, baie sterkte, en ek vra u, dat u elke gedagte gevangene sal neem, tot gehoorsaamheid aan Christus. Seën vir u, mooi dag verder, tada.